Ons net saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand hier saam kan wees. En Here, ons vertrou vir U om vir ons te kom seën met U woord, deur die werking van die Heilige Gees, die geskrewe woord, die gepredikte woord. Sal U asseblief elke aspek van hierdie diens seën, sal U asseblief elke gedagte gevange neem, en sal U vanaand met ons kom praat in Jesus se lieflike naam. Amen. Net 'n paar verse uit Psalm 139, ons gaan net daar die eerste paar versies lees en dan die laaste 2 verse. Psalm 139 vers 1, baie bekend. Die van u wat nie Bybels by het nie, kan op die skerm volg. Die ander kan soontoe blaai. Dis baie maklike gedeelte wat ek dink baie kinders van die Here gememoriseer het. Psalm 139 vanaf vers 1 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. En dan slaan ons 'n paar verse oor, en ons lees vers 23 en 24. Nou bid Dawid en hy sê, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So dis dan ook die teksverse van oordenking, of waarby ons spesifiek gaan stilstaan, waarop hierdie boodskap gaan fokus. Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So die tema van vanaand se boodskap is 'n geestelike hartsondersoek. 'n Geestelike hartsondersoek, daar's fotootjies nou weg, lyk dit vir my, wat nou nie op hierdie rekenaar gelees word nie, so ek vra maar verskoning daarvoor. Geestelike hartsondersoek. Ja, nee wat, ons moes maar buite gesit het, daar werk die PowerPoint in elk geval nie, reg nie. Wanneer mense aansoek doen vir byvoorbeeld 'n lewensversekering, of vir 'n vlieglisensie, of miskien vir 'n werk waar daar baie liggaamlik veel eisende arbeid verrig word, dan word mens gestuur vir 'n EKG, dis nou 'n elektrokardiogram, om die hartgesondheid te toets. Mense wat mediese probleme ondervind, gaan ook vir so 'n toets met die doel daarvan om 'n diagnose te kan maak. Maar ander mense laat 'n EKG sommer doen by 'n routine, 'n jaarlikse routine ondersoek, wanneer hulle sommer net vir 'n jaarlikse toets gaan by die dokter, dan laat hulle sommer 'n EKG doen om te kyk, is ek daarom nog gesond? Is ek daarom nog gesond, sodat hulle vroegtydig kan optel as daar 'n probleem is. Ander mense probeer dit heeltemal vermy, uit vrees dat die betrokke praktisyn dalk defekte sal versin, en dan sal aandring op dringende mediese prosedure ter wille van finansiële gewin. So daar was so tyd gelede ook 'n dokumentêr gewees van 'n kardioloog wat dan dit ook gedoen het, en mense wat se hart niks makkeer het nie, is deur hom sterk aangeraai, daar moet dringend prosedures gedoen en operasies gedoen word, en natuurlik eis hy by die mediese fonds en hy's uitgevang. Deurdat hy aandring daarop dat daar nou operasies gedoen moet word. Hy sê vir die mense, jy het 'n groot probleem, jy kort dringend 'n hartoperasie, en dit terwyl hy dit eintlik net versin, terwyl dit nie die geval is nie. So party mense is baie versigtig om selfs te gaan vir 'n routine mediese ondersoek, net in geval die betrokke mediese praktisyn dalk juis 'n toestand sal versin, net om behandeling te kan gee vir iets wat nie eintlik bestaan nie. Maar vanaand is daar hoegenaamd geen rede tot kommer, wanneer die groot hemelse hartspesialis versoek word vir 'n deeglike hartsondersoek nie. Wanneer ons vanaand vir die hemelse hartspesialis vra, deursoek my hart, is daar geen bekommernis, hy gaan iets versin wat nie bestaan nie. Uitbuiting is iets wat nie by hom bestaan nie, dis afwesig. Tog is daar 'n risiko vanaand, dat as jy vanaand vir die Here gaan vra soos Dawid gebid het, en jy vra, terug gaan hom toe, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. As 'n mens vir die Here vra, Here, deursoek my hart, dan is daar vanaand 'n risiko, dat hy dalk vir jou iets gaan uitwys, wat jy nie graag wou gesien het nie. 'n defek kan jou gaan openbaar,
wat eintlik vir jou lewensgevaarlik is, maar wat jy nie van bewus was nie. So, ons moet die groot hemelse hartspesialis vanaand vertrou. Ondersoek my geestelike hart. Ons gaan vanaand eerstens kyk na die praktisyn. Ons teksvers sê vir ons, Dawid bid, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Die Here God is die enigste persoon wat bekwaam is om so ondersoek te kan doen. Hy is alsiende. En hy is nie daartoe in staat om enige defek mis te kyk nie. Baie mense het al baie sleg daarvan afgekom, deurdat hulle gegaan het na een of ander mediese praktisyn toe en dit hulle ondersoek en dan het hy sekere probleme misgekyk. Hy diagnoseer miskien iemand maar net met iets gerings en op die ou en dan kom daar 'n groot diagnose, hierdie persoon is baie ernstig siek. Dit het al baie keer gebeur. Maar liewe vriende, die goeie nuus vanaand is, ek en jy hoef nie daarvoor bang te wees nie. Die hemelse hartspesialis gaan nie iets miskyk nie. Hy sien alles. Hy sien alles. Daar is nou die prentjie wat was, wat nie meer is nie, so kom ons gaan net aan. Hebreërs 4 vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Wat wonderlik is van hierdie hemelse hartspesialis, hy is absoluut eerlik met jou en my oor ons toestand. Hy wys ons wat in ons hart aangaan. Hy spaar ons dit nie. Kan jy jouself indink, jy gaan na een of ander spesialis toe en jy vra vir my, moet jou ondersoek en hy ondersoek jou en hy tel iets op, jy sien sy oor rek, jy sien hy begin bekommerd lyk. En jy vra vir hom, maar wat's fout? Maar ag, hy is so ordentlik, hy wil jou nie seermaak nie. Hy wil jou nie in die gesig vat nie. En hy sê, ag nee, wat, jy's nie so ernstig nie. Mense gaan ons nie nou na 'n dokter toe daarvoor nie. Hy moet eerlik wees. Hy moet jou in die oë kyk en hy moet vir jou sê, jy sit met 'n groot probleem. Jy kan enige oomblik in mekaar sak en sterwe. Jy sit met 'n groot probleem en jy wil met jou eerlik wees. Al maak dit seer, al ontstel dit jou. Al is dit die slegste nuus wat jy in jou lewe gekry het. Jy wil moet met jou eerlik wees. Liewe vriende, wonderlik, God is eerlik met ons. Hy is absoluut eerlik. Hy spaar nie ons gevoelens wanneer ons in eerlikheid van vra, Here, wys my hart. Wanneer daar 'n slegte diagnose bekend gemaak is hy verder ook in staat om iets omtrent dit te doen. Hoor, dit is baie sleg wanneer mense by kom ons sê maar by 'n hartspesialis kom en hy maak hierdie verskriklike diagnose, maar hy sê daarmee saam, ek gaan my bes probeer, ek gaan doen na die beste van my vermoë wat ek kan doen, maar ek moet vir jou sê, jy moet maar jou frikadelpartytjie begin reël. Ek stel dit nou kras. Maar hy sê vir jou, jy moet nou maar jou begrafnisreëlingkies begin tref. Ek het vir jou baie slegte nuus. Ek gaan doen wat ek kan, maar ek dink jy gaan baie lank lewe nie. Liewe vriende, wanneer ons kyk na God, die groot hartspesialis, dan is dit wonderlik. Hy kan vir ons die slegste diagnose vanaand gee, maar daar's hoop. Hy is in staat om vir jou en my te genees, wat ook al die diagnose mag wees. Moet ek gou kans gee? Kom ons kyk. Nou werk hy alweer nie. Kom ons kyk nou. Daar is hy. Daar is hy. Ok, nou kan ons aangaan. Dankie Reinhard, ek waardeer regtig. Jy sien 'n boer maak 'n plan. Kom ons kyk na die doel. Wat is die doel van so hartondersoek? As ons vanaand vir die Here vra, Here, deurgrond my, toets my hart. As ons vanaand vir die Here vra, Here, deursoek my hart. Wat is die doel? Die doel sal wees om defekte op te spoor. Dawid bid, kyk of daar by my 'n weg is van smart. Here, kyk of daar sonde in my lewe is, kyk of daar 'n geestelike defek is, iets wat vir my gevaar inhou. Nou sonde is dit. Sonde is nie slegs teenwoordig in mense bestaanswyse nie, maar is ook die mens se grootste probleem. Sonde is
konsep wat die meeste mense, nie die meeste nie, wat elke mens wat daardeur geaffekteer word doodmaak. Hy het 'n 100% fataliteitssyfer. Sonde vernietig mense se lewens, maar hy sleep mense hel toe. En wanneer die mens sy geloof in Jesus Christus plaas, en hy bekeer hom van sy doelbewuste sonde, en hy gee sy hart vir die Here, soos ons nou altyd sal sê, hy maak sy lewe vir die Here Jesus oop, hy nooi die Here Jesus in sy lewe in, hy vertrou die Here om sy siel te red, dan maak die Here hom nuut, en daardie persoon volhard nie weer meer wetens en moedswillig in sonde nie. Maar tot op daardie punt, al leef hy uiterlik vroom, is daar 'n hartsprobleem, en wanneer hy vir die Here vra, Here, wys my hart, dan sal die Here kom en hy sal sê, mens, jy is nog verlore op pad na ewige verdoemenis. Hy sê dit soos hy dit sê, soos dit is. Maar ook die kind van die Here, daardie persoon wat weergebore geword het en die Here Jesus dien, wanneer hy vir die Here vra, Here, wys my hart, is die doel om 'n defek uit te wys, want daar's ook defekte in kinders van die Here se hart. En soms sal die Here vir sy kind sê, my kind, jy sit met 'n onrein hart, my kind, jy sit met 'n groot probleem in jou hart, jy sit met 'n verdeelde hart, my kind, jy sit met 'n hartprobleem. Daar is sonde in jou lewe, en van verskillende aard. Al is dit nie doelbewuste sonde waarin 'n kind van die Here volhard nie, daar is so iets soos onwetende sonde. Daar is so iets soos onwetende sonde, waar 'n kind van die Here nie net deur die duiwel versoek word en val in sonde nie, maar waar die kind van die Here nie is wat hy behoort te wees nie, en is wat hy, of nie is nie wat hy behoort te wees, en is wat hy nie behoort te wees nie. En dis onwetende sonde. Elke kind van die Here doen soms iets wat God nie behaag nie, dinge wat God 'n afkeer in het, en dis sonde, dis nie swakheid nie, dis sonde, swakheid is iets anderste. Maar die persoon weet nie daarvan nie, totdat die Heilige Gees dit uitwys, totdat die Here vir mens wys, my kind, kyk hier, wat gaan hier aan? En mens sê onmiddellik, Here, ek het dit nooit so gesien nie, ek is jammer. Sal U my vergewe? En weer eens reinig die bloed van die Here Jesus ons van alle sonde. Wonderlik hierdie liggetjie wat skielik vir ons afkoel, né? Dit is baie belangrik dat die kind van die Here sal verstaan dat ons soms ook sonde van versuim pleeg. Dinge wat die Here van jou en my verwag, maar wat ons nalat om te doen, en dis sonde van versuim. En wanneer mens stil word voor die Here en sê, Here, deursoek vanaand my hart, dan kom die Heilige Gees en hy wys vir mens, my kind, kyk wat is daar in jou lewe. Daar's miskien nie opset nie, maar daar's dinge wat God nie behaag nie, daar's dinge wat vir God nie aanvaarbaar is nie. Dis juist daarom wat ons die Here moet vertrou. Here, ondersoek my hart. Daarom is dit nodig dat ek en jy op, kom ons noem dit nou maar so, daar onder die soeklig gaan lê, dat die Heilige Gees jou en my hart vanaand ondersoek, dat hy vir jou en my kan wys, wat skuil in jou en my hart, waarvan ek en jy miskien tot nou toe nie bewus is nie, maar wat die Here vir jou en my wil wys, om in ons lewens te werk. Daar in Job 13 vers 23 sê Job ook in sy gebed, hoeveel is my ongeregtighede en sondes, maak my oortredinge en sondes bekend. En dit is baie belangrik dat ons as kinders van die Here nie net eenmaal nie, maar voortdurend vir die Here vra, Here, wys my hart, wys my waar daar 'n defek is. Dit is baie belangrik dat 'n mens dit moet doen. Paulus het daar in 1 Korintiërs 4 vers 4 gesê, ek is my van geen ding bewus nie, maar dan gaan hy verder en hy sê, daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Hy sê, ek is nie bewus van iets in my lewe wat tussen my en God staan nie. Maar dit beteken nie, daar is niks nie. Wat dit net beteken en dit is, die Heilige Gees het my nog nie van iets oortuig wat tussen my en hom staan nie. Dis iets wat mens baie duidelik moet verstaan. Dit mag wees, dat jy vanaand hier sit en jy sê, ek weet ek wandel met die Here en ek weet vanaand nie van enige iets wat skeiding tussen my en die Here maak nie. Ek sê bewus van enige sonde wat nie bely is nie. Maar dit beteken nie, daar is nie iets nie. Beteken dit, jy is nie bewus daarvan nie. En daarom vra jy vanaand vir die Here, Here, wys my wat in my hart aangaan. Ondersoek my hart. Alle sonde waarvan ek bewus is bely en gestaak, sê Paulus. Maar tog is daar nog dinge waarvan ek net nie bewus is nie, maar God sal my oortuig. En weet jy wanneer doen hy dit? Wanneer 'n mens
voor hom verootmoedig en hom daarvoor vertrou. Wat is die rede van so ondersoek? Wat is die rede? Hy vra, deurgrond my, ken my, toets my, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart. Dawid vra vir die Here om hom te toets. Nou waarom moet die Here hierdie ondersoek doen? Ons sê dan net al gelees, God weet alles. Ons het net al gelees, Dawid begin hierdie Psalm om te sê, Here, U deurgrond en ken my. U verstaan van ver my gedagte, daar's nog geen woord op my tong of U, Here, U weet dit geheel en al. God weet alles. Hoekom moet hy 'n ondersoek doen? Inderdaad weet God alles. Maar die onkunde is by my en by jou. Hoor mooi. Die onkunde is by my en by jou. En daarom vra ons vir die Here, Here, deursoek my hart vanaand, deursoek my hart in hierdie kamp. Jy sien, die rede van hierdie ondersoek is nie sodat God 'n diagnose kan maak nie. Hy weet reeds wat die diagnose is. Die rede vir so 'n ondersoek, wanneer jy vanaand vir die Here vra, deurgrond my hart, is sodat hy die diagnose aan jou en my bekend kan maak. Sodat hy vir jou en my kan sê wat in ons hart aangaan, sodat hy vir jou en my kan wys. Jy sien, die doel van 'n geestelike hartsondersoek is nie sodat God kan uitvind nie, maar sodat God kan uitwys. Dis nie sodat God kan uitvind wat gaan nou eintlik in hierdie mens se hart aan nie, maar dat hy dit kan uitwys, dat dit na die oppervlak kan bring en sê, my mens, kyk hier, jy is nog nie gered nie, of my kind, jy is gered, maar kyk hoe lyk jou hart, kyk wat is hier. 'n baie groot fout wat mens kan maak, is om die krag van selfbedrog te onderskat. Dis nie verniet dat die skrif sê in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Dikwels in die skrif word selfmisleiding aangespreek, dikwels, Ou en Nuwe Testament, selfbedrog, selfmisleiding. Die mens is so opgevang met sy eie selfbeskouing, dat hy nie daartoe in staat is om 'n objektiewe ondersoek self te kan doen nie. Daar is maar 'n komiese prentjie van 'n appel. Voor hy spieël lyk hy wonderlik in sy eie oë, maar kyk hoe lyk hy werklik, verrot. Dit mag wees. Dit mag wees dat ek en jy dalk vanaand na onsself kyk en sê, maar daar's niks fout nie. Maar ek kan nie sien wat die ander sien nie. By een geleentheid, dit was soms 'n konferensietjie op 'n plaas, toe die klomp kinders van die Here daar in die sitkamer bymekaar gekom, en so deel hulle met mekaar uit die woord uit en hulle praat oor heiligmaking, en die een persoon maak 'n opmerking en sê, dis daarom wonderlik om soos Paulus te kan sê, ek is my van geen ding bewus nie. En iemand anders het hom net so gesit en kyk en gesê, ja, dis een ding vir my om te sê, ek is my van geen ding bewus nie. Hy sê, maar wat van as al die ander mense rondom my van dit bewus is? Dink bietjie mooi daaroor. Hoeveel keer in die huwelik het ons nodig dat ons vrouens of andersom die mans sê, hoor hier, dis nie wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Hoeveel keer moet iemand anders vir jou sê, hoor die vee net daar 'n bietjie af, want ek en jy sien nie wat hier op my kop sit, of nie in my gesig sit nie. Hoor, maak dit gou so. Geestelik is dit nie anders nie. Ons sukkel om onsself te sien soos God ons sien. En ons het God nodig om dit vir ons uit te wys. Ons het God nodig om dit vir ons uit te wys. Daarom Spreuke 21 vers 2 lees ek, elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Hoor, is baie maklik om vanaand hier te staan en daar te sit en te sê, nee man, ek wandel reg. Totdat die Heilige Gees kom en hy doen 'n hartondersoek en hy sê, dis toe nie alles wel nie. Jou hart is gekorrupeer. Daar's fout. Daar's 'n defek. Daar's siekte. Daar's 'n ernstige fout. Dit is baie maklik om so toets op die persoon langs my van toepassing te maak. Baie maklik. Sien jy langer van het ons gesê, luister goed na 'n indrukwekkende boodskap, dan maak jy dit van toepassing op die persoon langs jou, want hy is terselfdertyd in elk geval besig om dit op jou van toepassing te maak. So, daar waar jy sit. As jy dit op die persoon langs jou van toepassing maak, onthou, hy maak dit op jou van toepassing. Nee, dis nie hoe dit hoort nie. Dit gaan nie werk so nie. Hierdie toets is vir my bedoel. Here, deursoek my hart. Ek sien nou besig met my broer, met my suster nie. Here, deursoek my hart.
En dis net slegs God alleen. Dis slegs God alleen wat vir my kan wys wie ek werklik is, anders as wie ek dink ek is. Daar's partykeer 'n groot kloof tussen wie ek dink ek is en wie ek is. Daar's partykeer 'n groot kloof tussen wie ek wil hê die mense moet dink ek is en wie ek werklik is. Maar die Here kom en hy wys daai kloof uit. En hy wil dit hanteer. Maar kom ons kyk gou, ons voorlaaste gedagte, na die resultaat. Dawid bid en hy vra, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Lei my op die ewige weg. 'n Fisiese hartsondersoek word opgevolg deur mediese prosedure of behandeling om die defekte op te los, om die siekte te genees en lewenskwaliteit te herstel. 'n Mens gaan vir 'n mediese ondersoek, kom ons sê vir 'n hartondersoek, sodat die probleem gesien kan word. Maar nie net dit nie, ook dat die probleem dan gehanteer kan word. Dat hierdie diagnose opgevolg kan word met 'n toepaslike behandeling, sodat mens genesing kan kry, jou lewenskwaliteit kan terugkry, en dies meer. Die geestelike hartondersoek word ook opgevolg met behandeling. Wanneer 'n mens met alle eerlikheid by hierdie diens vanaand of by hierdie kamp, soos hierdie kamp aangaan vir die Here vra, Here, deursoek my hart, en die Here begin met jou werk, en hy begin dinge uitwys. Miskien is daar iemand vanaand in hierdie diens, vir wie die Here dalk nou al, of iewers in hierdie kamp gaan sê, jy is nog nie weergebore nie, jy is nog verlore soos wat jy gebore is, op pad na 'n ewige verdoemenis, sonder God en sonder hoop. En God reik vanaand uit na jou, of in hierdie kamp uit na jou en sê, ek wil jou red, ek wil jou geestelik genees, ek wil jou aanraak, ek wil jou sondes vergewe, ek wil met jou in 'n verhouding kom, ek wil jou my kind maak. Dan is dit wonderlik, hy volg die diagnose op met 'n suksesvolle behandeling. As die Here tydens hierdie kamp, miskien al reeds in hierdie diens vanaand, vir iemand sê, my kind, daar is iets in jou hart wat jy nie raak gesien het nie, maar wat ek vir jou nou uitwys, jy moet gaan regmaak, jy moet hierdie dinge los, jy moet hierdie ding, hierdie geheime sonde moet jy miskien los, of hierdie ding waarvan jy nie bewus was nie, wat ek nou vir jou uitlig, dit moet verander, hierdie ding in jou karakter, my kind, moet verander. Dan word hierdie diagnose opgevolg met genesing. Wanneer die groot geneesheer sy hand uitsteek, maar hy doen dit wanneer 'n mens hom daarvoor vertrou. En wat dan gebeur is, wanneer 'n kind van die Here homself onderwerp, haarself onderwerp, aan so 'n doelbewuste ondersoek, aan so 'n ondersoek waar die Here vir mens kan uitwys, en mens is eerlik voor die Here, en die Here wys iets in jou hart of in my hart uit wat hom nie behaag nie, en mens bring dit na die Here toe, wat gebeur dan? Dan sien ons, hy lei my op die ewige weg. Wat is dit? Wat is die ewige weg? Dis nie net die weg na die hemel nie, dit is die weg. Daardie woord ewig kan ook beteken nie net ewig in tyd nie, maar ook in kwaliteit. Hy lei my op die, kom ons sê, kwaliteit weg, 'n sinvolle lewe wat God behaag, 'n godvrugtige lewe. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Wat gebeur? Soos wat 'n mens jouself onderwerp aan God se harts of aan ons hartsondersoek, aan God se ondersoektafel. Soos wat mens jou onderwerp aan God se diagnose, soos wat 'n mens myself beskikbaar stel vir God se genesing, verander hy sy kind om meer te word soos hy. Dit sal miskien nie 'n waagstuk wees om vanaand die stelling te maak. Sonder 'n hartsondersoek sal 'n kind van God geestelik nie groei nie. Want hoe gaan hy kan verander as hy nie weet wat in sy hart aangaan nie? En hoe gaan hy kan verander hoe gaan hy kan raak sien in sy hart as God dit nie uitwys nie, want ons is heeltemal te blind vir ons eie foute. Hoe gaan ons dit sien as God dit nie uitwys nie? Dis essensieel vir geestelike groei om jouself te onderwerp, nie net eenmalig nie, maar voortdurend op God se, kom ons sê, ondersoektafel. Here, deursoek my hart, wys my wat in my hart aangaan. Kom ons kyk na die laaste gedagte.
die kandidaat. Dawid bid in Psalm 139 vers 23 en 24, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Hoekom is hy nie besig om vir sy broer langsom te bid, of sy suster langsom te bid nie? Here, toets haar. Here, ken haar hart. Here, toets haar. Ken haar gedagtes, Here. Nee, Here, toets my. Toets my. Ek gaan weer eens vir C.J. Langenhoven van Anhal wat gesê het, die preke wat die meeste indruk op my gemaak het, was die preke wat ek die minste nodig gehad het. Die rede waarom hulle soveel indruk op my gemaak het, was omdat ek van ander mense geweet het wat dit dringend nodig het. Daar sê maar dieselfde wat ek net toe aangehaal het. Die preke wat ek die minste, of wat die meeste indruk op my gemaak het, was die preke wat ek die minste nodig gehad het. Maar ek het van ander mense geweet, na wie ek dit kon projekteer. Nee, vriende, hierdie benadering lewer niks op nie, niks. 'n opregte en desperate verwagting van 'n eerlike hartsondersoek word nooit afgewys nie. Wanneer iemand voor die Here buig en vir die Here sê, Here, deursoek my, sal die Here jou hart deursoek. As jy vanaand in eerlikheid voor die Here buig, by hierdie eerste diens, en vir die Here vra, Here, wys vir my vanaand, wys vir my in hierdie volgende dienste wat in hierdie kamp gaan volg, wys my hart. As jy dit in opregtheid bid, sal God verseker dit nie van die hand wys nie. Verseker nie. Psalm 26 vers 2 tot 3. Toets my, Here, beproef my, keer my niere en my hart, want u goedertierenheid is voor my oë en ek wandel in u waarheid. Here, toets my. En wanneer die Here vir jou iets uitwys, en jy vra vir die Here, Here, gee vir my oorwinning oor hierdie saak. As die Here vir jou iets uitwys, en jy vra, Here, vergewe my, Here, genees my van hierdie hartdefek, sal God verseker jou dit nie weier nie. Hy sal nie. Want hy het gesê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, en hy sê in Titus 2 vers 1 vers 2, God kan nie lieg nie. As jy in desperaatheid, in eerlikheid in hierdie kamp voor die Here buig, Here, wys my. Jy gaan ook skrik wat hy vir jou wys. Hy gaan ook vir jou dinge wys wat jy nooit van bewus is nie. Miskien gaan jy die ontdekking maak, jy is nooit eers weergebore nie. Maar hy gaan met jou eerlik wees. En as jy in eerlikheid na hom toe kom vir genesing, sal hy jou genees. Hy sal, nie miskien nie. Hy sal. Hy kan nie anders doen nie, want hy's getrou aan sy woord. Hy kan nie lieg nie. En hy sal iemand wat in opregtheid na hom toe kom, nooit wegwys nie. Die vraag is, sien ek en jy kans vir daai tafel? Sien ek en jy kans om onder die ondersoek lig te gaan lê vanaand? Sien ek en jy kans om vir die Here te vra, Here, ek het behoefte dat u vir my wys wat in my hart skuil. Ek sê weer, mens skrik groot wanneer jy partykeer sien wat God vir jou uitwys. Mens skrik groot, dan sê mens, ek het myself nooit so gesien nie. Hoe kan dit wees? Of as mens te bang, sê mens, ek sien nie kans vir wat daar gaan uitkom nie. Ek gaan maar eerder die ondersoek oorslaan en geestelik siek bly en agteruit gaan, terwyl die Here vanaand in groot liefde die behoefte wil aanspreek. Hierdie kamp gaan vinnig verby. Eerste diens is nou klaar. Hierdie kamp gaan vinnig verby. Maar daar waar jy sit, ek gaan nie vanaand 'n uitnodiging maak nie. Ek gaan vanaand vir jou vra, net vir 'n oomblik. Ons gaan buig in stille gebed. Wil jy nie maar vanaand in eerlikheid vir die Here vra, Here, deursoek my hart. Ek kom stel myself beskikbaar om te gaan lê. Wat ook al die fout is, wys dit vir my, ek moet dit weet. Sal jy maar soos Dawid vanaand bid, Psalm 139 vers 23 tot 24. Deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Wil jy dit nie maar vir die Here vra nie? Wil jy maar by hierdie eerste geleentheid die Here vertrou, by hierdie kamp, Here, kom praat met my môreoggend se diens, Here, kom wys vir my, môremiddag se diens, kom wys my, môre aand se diens, Sondag se dienste, Here, kom wys my wat skuil in my hart. Sal jy nie maar na die groot hartspesialis toe kom, en jy gaan Sondag hier wegry, verbaas oor wat God vir jou gedoen het, as jy in opregtheid
vanaand dit van die Here vra. Kom ek gee kans vir 'n paar oomblikke van stil gebed. Jy praat met die Here en na 'n paar kort oomblikke van gebed sal ek dan afsluit. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U steeds die groot geneesheer is. Dankie dat U alles van ons weet en dankie dat U eerlik is. Dankie dat U ons nie om die bos gaan lei nie, U gaan nie ons bedrieg nie, U mislei ons nie, U is eerlik met ons. Ons gebed as 'n groep mense vanaand saam is, Here, sal U in hierdie kamp vir ons elkeen kom deursoek. Elkeen wat vanaand sê, my Here, ondersoek elke hart in hierdie kamp. Gaan nie een verby nie. Van môreoggend se eerste diens tot Sondag se laaste diens, gaan nie een kosbare siel verby nie. Mag hierdie kamp 'n kamp wees waar die Heilige Gees hartsondersoeke doen en dinge uitwys en hartoperasies uitrig, wat sal ewigheidswaarde het, wat sal wees tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Verbreek enige werking van die duiwel, asseblief Here Jesus, en kom werk tog in elke hart, ook in hierdie aand, en word U naam verheerlik. Ook bid ons en ons vra dat U vir elkeen ook seën met 'n goeie nagrus, dat die hitte en die enige elemente geensins sal hinder nie, maar dat elkeen 'n goeie nagrus sal hê, om ook môre volle aandag te gee aan die hartsondersoeke wat U wil doen in die opvolgende dienste, tot eer van U naam. Amen.